Ek is Jan Siems, ek is hier van Bokke Radio en weet jy wat, ek moet net sê, weer eens baie geluk in Kaapstad, ons het uitgekom, ons weet maar net hoe om gasheer te speel vir groot geleenthede en het raak reg nie groter as dit nie, voordat dit 'n toetswedstryd word nie. Die Springbok het in die Barbarians 'n week van Springbok feesviering, 30 jaar herdenking van die 95 Wêreldbeker wen. Die eerste keer wat die Barbarians speel hier so in Suid-Afrika, goeie manier om 'n seisoen af te skop. Was net all round lekker goeie tye. Die ondersteuners het uitgekom. Daar was 'n paar leekolle, ek seker jy het dit gesien as jy die wedstryd gekyk het, ons sal nou by dit kom. Ek wil net eers praat oor die wedstryd, want dit was 'n uitstekende 80 minute van rugby gewees. Ek dink dis alles wat die Springbok ondersteuners gehoop het dit sou wees, in terme van hoe ons gespeel het, maar in die nat weersomstandighede, nog steeds die bal laat vloei, die bal lig gegee, gehardloop met die bal, die bang gewees om te hardloop met die bal nie, so dit was lekker om te sien, en dan ook die dreë wat ons gedruk het, uitstekende dreë gedruk, lekker expansive gespeel soos die Engelsman sou sê. Is moeilik om enige speler te kritiseer, ek dink nie daar is 'n speler wat 'n slegte wedstryd gehad het nie, ook moeilik om spelers uit te lig. Ek wil net eers sê baie geluk aan Jesse Kriel, sy eerste keer wat hy die span lei, en ek dink tot niks verander van sy spel nie. Hy is nog steeds, hy was altyd daai, ek dink hy is 'n man van min woorde. Hy lei by die voorbeeld wat hy skep en die harde werk wat hy doen, en ek dink hy was uitstekend daar gewees soos wat hy altyd is. Die eerste keer wat hy die Springbokke lei, stap hy weg met 'n ou trofeetjie. So hopelik eerste van baie. Ek kan nogal gewoond raak aan Jesse Kriel bo op 'n platform terwyl hy 'n trofee in die lug hou. Die nuwe manne wat ingekom het, die ouens wat 'n geleentheid gekry het, definitief hand opgesteek. Morne van den Berg was uitstekend, Vincent Setsuka was uitstekend geweest, so ook Asenati en Tlabakanye. Ek dink ons steeds, hy het ook nog so 1 of 2 trips na coach Daan se plaas te gaan, ons nog so 'n bietjie werk wat hy moet doen, 'n paar kilos wat hy moet afskud, maar die vaardighede wat hy wys is uitstekend. Lekker sagte hande wat hy mee speel, so nog hard na werk wat wag, maar hierdie ou gaan baie vir Springbok rugby beteken, veral wanneer dit kom by skrimtyd. En dan Lode Jager wat teruggekom het, uitstekende wedstryd terug, so 2 jaar sedert hy vir die Bokke gespeel het, en die man het honger gelyk. Mani Libbok wat teruggekom het, en 'n uitstekende, na al die kritisie wat hy gekry het, uitstekende werk gedoen toe hy op die veld gekom het, en bal lekker lig gegee, ja, was 'n paar dodgy oomblikke gewees, daar was maar altyd, maar uitstekend van die pluispakkie af. Die man het hard gewerk. Nee, Tony het baie hard genoeg gewerk. Gareth Wright het ons ook geshadow vir 'n week, wat hy 'n paar dae wat hy saam met ons was. Maar ek sê vir Tony, ek wil die krediet, ek vir Mani gesê, hy moet probeer miskop. En dan van die balle oor, ek spot net. Nee, Mani is definitief, hy is op 'n goeie plek. Mani is 'n competitor, maar 'n great span ou. Sasha, mense gaan ons maar deur dip. Sasha is nog 'n bietjie jonger ou wat nog 'n bietjie 'n paar dinge moet leer. So is fantasties om Mani daar te hê, wat vir Sasha help, om vir Tony daar te hê, om vir Andre daar te hê, en vir Damian Willems. So ons is regtig voorreg met die loskakels wat ons het. En ek sien so 'n bietjie quite 'n goeie determinasie in Mani se gesig, weet wat ek hou daarvan. Uit solid vertoning van die Bokke gewees, 54-7, ek dink ons almal is gelukkig met daai wen, en ons vat dit vorentoe in hierdie week wat ons die Italianers pak. Gaan baie interessant wees om te sien hoe die span gaan lyk vir daardie wedstryd. Ek seker vir die 2 wedstryde teen Italië en een teen Georgië is daar nog 'n paar ouens wat 'n geleentheid gaan kry. Ek is seker Vincent Setsuka sal weer speel as 'n Natik in Tlabakanye sal teen 'n geleentheid kry van die blaasvervangerbank af. Ek dink Morne van den Berg verdien ook nog 'n geleentheid. Ek sal like om te sien dat Neetling Forsie inkom. Heel moontlik begin in die plek van Asenati, maar weet, so moeilike tyd om 'n Springbok afrigter te wees. Ons het soveel dinge wat jy moet aan dink. Die groot groep wat hy het en die diepte wat hy het om net 23 spelers te kies. Dit is 'n baie moeilike job. Natuurlik
is daar 'n klein bietjie suur so met die soet, en wat ek nou gaan noem, dis iets wat mense al nou jare oor praat. So ek is nie die eerste nie, en ek dink nie die laaste wees nie. Maar SA Rugby, boys, julle gaan hierdie wedstryde meer toeganklik moet maak vir die gewone Suid-Afrikaner. Mense wil daar wees, mense wil die rugby gaan kyk. Ja, daar is mense wat argumenteer en sê, dis eintlik beter om 'n Springbok-wedstryd om enige rugby-wedstryd te kyk by die huis by televisie, jy kan meer sien, dis gemakliker, maar dis nie selfs nie, dis net om daar te wees, en daai gees, dit is iets wat jy vir altyd by jou sal dra, en ons kyk nou na die Wallabies wedstryd, ons mense wat gesê die Barbarians kaartjies was duur. Hulle was seker dat ek nog op Ticketmaster gewees om te kyk na die Wallabies wedstryd, nee, want dis R4,000 per kaartjie as jy gaan sit tussen die 22 meter gebied daar in die middelveld. Ek weet as jy familie van 4 is, R16,000, dan moet jy nogal kom, is bier, is koeldrank, is kos, wat ook overpriced is daar, maar dit is 'n gesprek vir 'n ander dag. Verder is dit, lyk om daar te wees, groot gees, lekker koud gewees, bietjie nat gewees, maar ons doen dit weer. Ek gaan vir jou los met Rassie Erasmus. Ja, die eerste ding wat ons graag met 'n wennoot begin het, dit is net so moeilik soos dit vir hulle was in hierdie nat weer, was dit maar vir ons om, jy weet, lynstaanballe te vat, om die line break het, om die bal miskien te offload, en ek het gedink dat ons 'n bietjie meer expansive speel, maar obviously die weer het hulle baie beperk wat dit aan betref, so overall niks ernstige beserings sien. Ek dink jy het net 'n bietjie stamp in sy kop. Sia sal volgende 100% reg wees. So dit lyk of niemand 'n besering het wat hierdie game kom het, so dis positief. Obviously om 50 punte te kry is positief in hierdie weer, en hulle net 7 punte te laat gee. Maar ou moet altyd maar 'n bietjie realiteite hou en appels met appels vergelyk. Volgende week is 'n toets. Maar hierdie dan vir ons 'n idee gegee oor 'n paar spelers wat ons so 80% seker maak, ons seker nou so 100% seker hulle kan toets prakties doen.